Hallo almal, dis Igno en ja, ons is weer by Adobe Bridge en ek sien so uit om hierdie les met julle te deel. In Bridge self kry ons mos die ongelooflike geleentheid om nie net na ons foto's te kyk nie, maar ook om aan te pas hoe ons na ons foto's kyk. Nou, die eerste wat ek gaan doen hierso is, ek gaan sommer gou kyk, ek kan na my desktop toe gaan, hy is hier links bo, en ek sien hier is een klompie foto's van kinders wat ek geneem het, en ek wil graag na hierdie gesinsfoto's kyk, en op verskillende maniere. Nou die eerste manier is die Essentials View, waarin Bridge by verstek gaan vir jou foto's wys. So ek klik hier, en hy wys in 'n klein preview paneel, hy wys al die goed aan die linkerkant en regterkant, maar ek wil eintlik letterlik na my foto's kyk. Met ander woorde, ek wil op 'n mooi manier my foto's by mekaar sien. So wat ek gaan doen, is, ek gaan eerstens my foto vergroot. Nou as mens gaan kyk na window, dan sal jy sien, daar is 'n opsie preview panel. As ek hom nou wegvat, dan sal jy sien, die preview paneel is weg, met ander woorde, dis daai paneeltjie. Hom wil ek hê, en hou, en wat ek gaan doen met die ander, is, let op, as ek my muis trek oor hierdie panele in die middel, ek gaan hom nou heeltemal na links trek, en nou gaan ek my preview paneel, maar ek gaan dit met 'n landscape foto doen, dat julle die effect daarvan beter kan sien. Kyk nou hoe groot word my preview. My ander previews is heel klein, daai sogenaamde thumbnails van my. Maar ek kan hulle dan selfs 'n bietjie groter maak, en om hulle nog groter te maak, kan ek hierso kom, aan die onderkant van die foto, kan ek so 'n bietjie trek, en dan sê julle sien, hulle word groter, en nou pas hulle letterlik daarin. As ek hulle incrementeel wil vergroot, is daar aan die onderkant net regs, van hierdie klein sogenaamde sliderkie, is 'n klein boksie, wat sê larger thumbnail size, en hy sal hulle elke keer een groter maak, behalwe nou, as die omgewing, soos wat het nou hier gebeur, te klein is. So let op, ek trek nou die thumbnails letterlik groter, en dit werk nou nogal vir my. Nou iets wat verskriklik irriterend kan raak in Photoshop is, as ek nou, of in Bridges, as ek halfpad af is, en veral as ek in die Essentials View is, so julle sien aan die linkerkant het ek nou een thumbnail wat middeldeer gesny is. Nou, 'n baie handige funksie is, as julle net regs van daardie klein sliderkie kyk, net regs van die boksie regs van hom, is 'n klein grid boksie, en as jy op hom klik, dan lok hy die sogenaamde grid, hy sluit die foto's, dat hulle nie halfpad op jou skerm wys nie. En dan sê julle onthou, daar is 'n opsie wat ek die fotootjies kan sien as thumbnails, of wat ek die inligting rondom die foto kan sien, of dat ek 'n lys van die foto's kon sien. Ek gaan egter volstaan by die thumbnails, dis waarmee ek vir die oomblik gaan werk. Nou kom ons veronderstel, ek gaan so 'n bietjie met my foto's werk, en nou wil ek julle sommer 'n baie lekker alternatief wys, wat 'n mens baie dikwels kan doen. Kom ons veronderstel, ek gaan nou soek na 3 fotootjies, wat redelik dieselfde is. En ek wil 'n seleksie maak tussen daardie 3 fotootjies. Nou kom ons kyk, ek druk Ctrl op die eerste ene, en dan Ctrl terwyl ek die tweede ene klik, en Ctrl op die derde ene. En nou sal julle sien, in Bridge kan ek al 3 foto's langs mekaar sien, en ek kan hulle vergelyk met mekaar, en ek kan kyk om my beligting of wat ook al. Nie alleen dit nie, ek kan ook gaan klik op 'n foto, en dan zoom hy in, hy gee vir my 'n klein loop, wat ons dit noem, en nou kan ek kyk na hoe in focus die oog is, ek kan op elke ene kyk, en letterlik, as ek dan plus druk, dan daardie ene waarop ek is, gaan ek na 'n nog groter loop toe, 200% toe, julle sal sien, onder aan die foto staan daar 200%, of die ander 2 is dan op 100%, of weg, en as ek plus druk, is ek op 200%, of 400 of 800%, en as ek minus op my sleutelbord druk, dan skuif ek. Nou hierdie loop het so bykie geskuif, so ek kan hom daar hou. As ek Ctrl druk en ek skuif, dan kan ek al 3 loops gelyk skuif, en ek kan rondkyk na watter foto ek die meeste van. Dit sou nou wees in die geval, waar mens wou kyk hoe skerp is 'n oog, of een of ander so iets op die foto, ten einde jou te help om besluite te kan neem, rondom jou foto's. So dit dan die loop view, wat ons dan kan byvoeg. Nou, ten einde die loop te verwyder, druk ek net Ctrl en ek klik, en daar is al die loops weg. Nou kan ek kies tussen hierdie 3 fotootjies, watter een hou ek die meeste van, en wat lekker is, kom ek veronderstel, ek haal hierdie enetjie weg, met ander woorde, ek gaan af, en ek druk op die thumbnail Ctrl, en druk die sleutel, dan is daai foto weg, en nou vergelyk ek hierdie foto, wat so bietjie donker is, teenoor die een, wat heeltemal in die lig is.
en nou kan ek vergelyk en nou kan ek besluit watter een van hierdie twee foto's ek sou wou hê, en of ek al twee sou wou hê, en of ek dit dan met Photoshop sou wou oopmaak, om verdere redigering te doen. Nou, dit is 'n lekker manier om jou foto's met mekaar te vergelyk, of om te sien hoe jou foto's lyk en so. So, ek gaan nou nog ene toemaak, een van die foto's, so ek druk net Ctrl en ek druk op die thumbnail en nou het ek weer net 'n enkele foto. Nou, nog iets wat ongelooflik lekker is in Bridge, is die Ctrl-B funksie, die skyfie projektor type van ding, wat hulle dit noem amper. Ek druk Ctrl en B, nou ek gaan sommer seker maak ek op my eerste foto's, dat julle lekker kan sien, daar is die heel eerste foto van hierdie sessie. Ek druk Ctrl en B en wat julle sal sien is, die heel eerste foto wys, en hy wys my, al die foto's is geselekteer, en nou gaan ek na die foto's kyk. Nou ek gaan na die eerste foto, ek druk die regterkantste pyltjie, miskien is die pa se oë daar bietjie klein. Al wat ek nou doen, om hierdie foto uit hierdie collection te haal, ek gaan hom nie uitvee of enig iets doen nie, ek wil basies net 'n baie vinnige collection, of 'n versameling van hierdie bepaalde foto's hê, so ek druk die afpyltjie. Hier kyk jy maar weg, ek druk die afpyltjie. Die afpyltjie beteken, hy val nou weg uit hierdie groepie uit. Kom ons hou hierdie foto, druk die afpyltjie. Onthou nou, ek gaan nou baie vinnig deur 'n groot klomp foto's met julle werk. Daar kyk die seentjie weg, ek druk die afpyltjie. Hier kyk almal, so ek's tevrede. Hierso is ek tevrede, behalwe dat die pa se oë effens nouer is as daar, so ek druk die afpyltjie. Om terug te gaan na die vorige foto toe, druk ek eenvoudig die linkerkantste pyltjie, na die volgende foto die regterkantste pyltjie. Hier kan ek nou vergelyk links, regs, en ek hou meer van die tweede foto, so ek druk die afpyltjie. Kom ons selekteer baie vinnig, ek gaan sommer die afpyltjie druk, laat 'n klompie van hulle wegval. Hierdie een hou ek druk regs, ek hou van die een saam met haar boetie, ek druk die afpyltjie, ek vergelyk vinnig weer met die linkerkantste pyltjie, en so kan ek nou aangaan met al hierdie foto's. Ek gaan hierdie boetie vinnig, afpyltjie, dat daai verdwyn, daar is die tak in die pad, daar is die takke te plaarig, ek dink daar is die takke plaarig, daai ene gaan ek hou van die dogtertjie, en boetie se skaduwee is op sy gesig 'n bietjie te sterk, daar sy mooi belig, bietjie oorbelig op haar gesig, ek gooi hom uit, ek hou van die een langs die boom, daar sy 'n bietjie te veel uitfokus uit, danksy my diepte van veld, en so gaan ek af, daar het hy afgekyk, daar kyk hy op, kom ons hou hom, sy kyk af, sy kyk op, die gesin saam, en so kan ek aangaan, ek gaan nou nie heeltemal volhou daarmee nie, al wat ek nou gaan doen is, in die regterkantste onderste hoekie, het ek weer die loop view, met ander woorde ek kan gaan kyk na enige foto op 'n spesifieke kol, en ek kan sien of waar grein is, of het laat aand was, en hoe die grein lyk, en of ek sou met noise removal doen, en wat ook al die geval sou wees, en daar is 'n klein kruisie onder aan die loop view, om hom toe te maak, maar net regs van die loop view, en links van die kruisie aan die onderkant, is daar 'n opsie om 'n klein versameling te begin, met ander woorde, collection from review mode. Nou die modus waarin ons is die review, of die skyfie vertoning mode, en ek gaan nou sê, toets gesin, en nou sê ek dood eenvoudig save, en nou het ek 'n collection, wat ek kan gaan kyk, so kom ons gaan kyk net, kom ons veronderstel, ek was in die gewone werkspasie, ek reset daar die werkspasie, en ek klik op collections, dan sal julle sien, toets gesin lê daar, daar is net 103 foto's, dit is bloot die foto's, wat nie gebruik was in hierdie ene nie, met ander woorde terug, daar is filter, daar is toetsgesin, met ander woorde, dis foto's wat ek geselekteer het, en die foto's wat nie wys nie, met ander woorde, is nie uitgevee nie, hulle is nog steeds daar, en hier kan ek nog steeds kies om bepaalde foto's uit hierdie versameling uit te neem. So nou kan ek weer teruggaan na die desktop toe, ek wacht net gauw, daar het my rekenaar nou bygekom, so terug na die desktop toe, en ek kan weer na die gesinse foto's gaan kyk, en almal is nog steeds daar 135 items, terwyl wanneer ek na collections toe gaan, is daar 103, want ek het 32 items reeds met die afpyltjie verwyder. Dit gee julle 'n idee van die moontlikhede van seleksies, voordat 'n mens jou foto selfs begin ryk, kan jy seleksies maak, het jy die loop gereedskap tot jou beskikking, en natuurlijk, een ding wat ek nie genoem het nie, want ek wil sommer weer terugkom daarna toe, ek klik op 'n preview, wat ek nou gaan doen is, kom ons dubbelklik weer daar in die middel, kom ons trek weer hierdie ou groote heel na die kant toe, ek gaan dubbelklik op metadata om daai paneel toe te maak, en omdat hierdie foto in portrait formaat is, wys hy nie heeltemal so groot nie, maar een landscape formaat foto sal julle 'n goeie idee gee van hoe lekker dit is, en nou kan ek gaan na Window, Workspace, New Workspace, en ek kan hom 'n naam gee, dat hy sê nou maar Ignou gunsteling
landscape werkspasie is, of wat ook al, en ek save hom, en dan sal hy bly by my workspaces. Kom ons noem hom sommer net Ignou, en ons save, en nou ja, ek het hom nou gesave met omtrent 4 thumbnails aan die regterkant, so ek sal graag selfs groter wil hê, dat ek groot thumbnails kan sien. Ek gaan hom so 'n bietjie hier na die kant toe trek, en as ek dan nou sê nou maar in Essentials was, en ek gaan na Window, en ek gaan reset my Essentials, met ander woorde reset Workspace, dan sy soos hy oorspronklik was, en ek gaan Window Workspace, en daar's Ignou heel bo, en ek druk hom, en ek is terug in my gunsteling werkspasie, en julle sal ook sien, hy het 'n afkorting Ctrl F1, ek dink Ctrl F2 word dan nou die volgende werkspasie, Ctrl F3 gee vir jou daai filmstrip werkspasie, Ctrl F4 metadata. So dan kan ek met kort baie vinnig, daar het ek nou Ctrl F1 gedruk, en as ek terug by my eie werkspasie. Nou ja, ek dink dis 'n ideale ding, om as mens Bridge gebruik, voor jy met jou foto's te begin werk, voor jy om hulle sterretjies te begin gee, of kleurkodes, of jou bestes te begin kies, gaan kies eers sommer dadelik die foto's wat jy wil hou, maak 'n collection, of 'n versameling daarvan, en werk binne in daai versameling. Dit spaar jou 'n ongelooflike klomp tyd, om nie die hele tyd te werk deur foto's wat jy reeds in die begin besluit het jy nie gaan gebruik nie. Ek hoop julle speel lekker, en dat julle baie geleer het in hierdie les, en ek sien uit daarna om julle in die volgende les te sien, waar ons nog verder gaan kyk na Adobe Bridge.